Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van uit die woord digitaal. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring en vanmôre gaan ons daarmee voort deur saam te lees uit Openbaring 13. Ons lees vers 1 tot 10. Ek is Dominee Adriaan Swart. En toe het ek 'n dier uit die see uit sien kom met 10 horings en 7 koppe. Op sy horings was daar 10 heerserskrone en op sy koppe godslasterlike name. Die dier wat ek gesien het soos 'n luiperd gelyk. Sy pote was soos die van 'n beer en sy bek soos die van 'n leeu. Die draak het sy mag, sy troon en groot gesag aan hom gegee. Dit het gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was. Maar die dodelike wond het genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. Die mense het die draak aanbid, omdat dit hy is wat die gesag aan die dier gegee het. Hulle het ook die dier aanbid en gesê, wie kan met die dier vergelyk word? En wie kan teen hom oorlog voer? Die dier is toegelaat om verskriklike dinge te sê en te laster, en om 42 maande lank gesag uit te oefen. Hy het teen God begin laster. Hy het God se naam en sy woonplek en die wat in die hemel bly belaster. Aan hom is daar ook mag gegee om teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin. En daar is gesag aan hom gegee oor elke stam, volk, taal en nasie. Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie van die skepping van die wêreld af geskrywe staan in die boek van die lewe, die boek van die lam wat geslag is nie. As iemand kan hoor, moet hy hierna luister. As iemand bestem is vir gevangenskap, gaan hy in gevangenskap. As iemand bestem is om met 'n swaard dood gemaak te word, word hy met 'n swaard dood gemaak. Hier het die gelowiges volharding en geloof nodig. Ons lees in hierdie hoofstuk, broeder en suster, van die Satan se 2 handlangers. Die eerste deel wat ons vanmôre gelees het, gaan oor die dier wat uit die see uit gaan opkom. Die tweede handlanger is die vreemde dier wat uit die aarde sal tevoorskyn kom. Dit is vers 11 tot 18. Hierdie 3, die Satan en hierdie 2 diere, die een uit die see en een uit die aarde, vorm 'n onheilige drie-eenheid, wat lynreg staan teenoor die goddelike drie-eenheid, wat bestaan uit die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die dier, broeder en suster, is 'n simbool van die Antichrist. Dit is nie die Satan nie, maar dit is iemand wat in sy diens is. Hierdie dier is gekant teen Christus en sy werk. En hy doen wat die Satan wil hê hy moet doen. Baie Christene glo, broeder en suster, dat die boosheid van die Satan uiteindelik sy laagtepunt sal bereik in die Antichrist en dat hy al die magte van die bose teen Christus en sy volgelinge sal inspan. Die Antichrist sal 'n vals Messias wees, wat sal voorgee om uit die dood uit op te staan, volgens vers 14. Die mense sal agter hom aangaan en hom aanbid, omdat hulle diep onder die indruk van sy mag en wondertekens sal wees. Hy sal heers oor die hele wêreld en het beheer oor die wêreldekonomie. Talle mense sal deur hom mislei word. Maar God beperk die mag wat die dier en die Antichrist ontvang. God laat hom ook net toe om vir 'n kort rukkie magtig te wees, omdat hy deurgaans in beheer bly. Satan het die gewaande mag nie uit homself nie, maar het slegs die vergunning van God ontvang. Die dier sal God se kinders onderwerp en oënskynlik fisies oor hulle heers, maar hy kan hulle geen geestelike skade aandoen nie. Hy sal almal dwars oor die wêreld beveel om hom te aanbid, en baie sal dit ook doen. Maar geen ware gelowige sal hom egter aanbid nie.
Dit sal tot tydelike lyding van die kinders van God lei, maar hulle sal almal beloon word met die gawe van die ewige lewe, omdat hulle reeds hemelse burgerskap het, wat verdien is deur die offer van die Lam, Jesus Christus. Om aan Christus getrou te bly, broeder en suster, sou in die tyd van vervolging tot gevangenskap en selfs die dood kon lei. Die dier en sy volgelinge kan egter slegs die liggame van die gelowige skade aandoen. Maar niks kan die gees van enige opregte gelowige skade berokken nie. Die gelowiges word ernstig opgeroep om in hierdie tyd wakker te wees, selfs al moet hulle gevangenskap of selfs die dood tegemoet gaan. Kinders van die Here mag nooit in die struik van die Satan trap, deur van God afvallig te raak in moeilike tye nie. Ons moet eerder daardie tye gebruik om nader aan God te beweeg en geestelik te groei. Môre gaan ons verder met hierdie hoofstuk, mag die Here dit vir ons seën. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons hierdie dag in U naam kan begin en U kan loof en prys as ons Here, ons God en Koning. Dankie dat U ons deur die Bybel kom leer. Wat gaan gebeur in hierdie wêreld en hoe ons as kinders van die Here moet voorberei daarop. Gee vir ons wysheid, Here, om die regte besluite in ons lewe te neem. Gee vir ons insig om te doen wat U van ons verwag. Vergewe al ons sondes en baie dankie dat U ons in die volle waarheid lei. Seën vir ons hierdie mooi dag, versorg vir ons, Here, en help vir ons om elke dag in die voetspore van Jesus Christus na te volg. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.